Hartlike goeiemôre, dit is donderdagoggend, vandag is die 22ste Januarie jaar 2026. My naam is Dani Gerwe, man, ek is opgewonde. Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar's niemand soos hy nie. Halleluja. En vandag het ek en jy 'n spesiale geleentheid om te hoor wat wil die Here vir ons sê. En die boodskap vandag is die beste uitnodiging ooit. Het jy al 'n uitnodiging ontvang? En hoe lekker is dit om 'n uitnodiging te ontvang? Baie kere word jy uitgenooi na 'n troue toe of 'n verjaarsdagpartytjie of 'n deftige ete waar jy moet uitgaan en mooi en netjies aantrek want jy is spesiaal. En hoe voel jy as jy so 'n uitnodiging kry? Wow, man, ek is belangrik. Jy weet, mense sien my raak en dit is ek is geëerd om by hierdie geleentheid betrokke te kan wees. Jy weet jy wat? En so word ek en jy uitgenooi na geleenthede toe. En ek wil vir jou sê, daar was en is vandag ook 'n geleentheid. So die uitnodiging was al reeds en die uitnodiging is vandag weer eens. En hierdie uitnodiging kom direk van Jesus Christus af. Ja, hy self gee vir ons hierdie uitnodiging. En ek het so 'n paar gedeeltes wat ek met julle wil deel. En hierdie uitnodiging wat jy gaan kry is: volg my. Die Here sê vandag vir jou en vir my, ons moet hom volg. Hy het met sy disippels gepraat. Maar ek gaan so 'n paar gedeeltes met julle deel. Markus 8 vers 34. Hy sê hierso: En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle: Wie agter my wil aankom, moet homself verloon, sy kruis opneem en my volg. So ons het 'n uitnodiging hierso. Neem jou kruis op. Laat staan die dinge wat jy gedoen het en goeders. En die Here sê, volg my. En ek sê dit baie oggende, woensdagoggend, net spesifiek op 'n woensdagoggend met petroldag. Dan sê ek, nêrens in God se woord staan daar niks van 'n krywa nie. Daar's niks van 'n geabba nie. Die Here gaan jou nie abba nie. Die Here gaan nie 'n krywa gaan haal en jou kom rondstoot nie. Die Here het gesê, volg my. En dit is presies wat hy gedoen het met almal van hulle. Nou die volgende gedeelte is in Johannes 12 vers 26. Hy sê, en as iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Net omdat ons Jesus volg, eer God ons. Is dit nie wonderlik, hierdie uitnodiging wat ek en jy ontvang het nie? En die laaste gedeelte wat ek wil deel hierso is in Matteus 4 vers 19. Hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. En hier het die Here toe elke disipel wat hy genooi het hy gesê, volg my. En vandag staan hierdie uitnodiging nog presies dieselfde en die Here sê vir jou, volg my. Nou ja, ek en jy het nou 'n keuse om te maak, nee. Die Engelse woord is so baie mooi. Hy sê, you accept or you decline. So jy gaan dit aanvaar of jy gaan dit van die hand wys. So wat is my en jou besluit vandag? As Jesus by jou kom en hy gee jou hierdie uitnodiging, want die uitnodiging was al uitgestuur, maar vandag kom die Here opnuut en hy gee vir jou hierdie uitnodiging en hy sê, volg my. Wat gaan jou antwoord wees? Onthou net, ons reaksie op hierdie uitnodiging het en gaan 'n groot uitwerking op my en jou lewe hê. So wat is ons reaksie op hierdie uitnodiging? Gaan ek kom accept of decline? Aanvaar of gaan ek dit van die hand wys? En dis net 'n besluit wat ek en jy self kan neem. Niemand kan daai besluit vir jou neem nie. Al wat die Here sê, hy sê, volg my. So wat is jou antwoord? Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord. Here, dankie vir hierdie uitnodiging vandag, Here, waar u net gesê, volg my. U het nie gesê, gaan verkoop eers dit en gaan doen eers dit en gaan keer eers jou lewe om. U het net gesê, volg my. Here, want wanneer ons u volg, dan kom u en u kom verander ons. U kom was ons, u kom maak ons skoon, u kom reinig ons. U vat ons ou lewe en u gooi dit weg en u self sê in die woord, u kyk nie eers meer daarna nie. Here, help ons dat ons u sal volg in gees en in waarheid en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. My liewe boetie en sussie in Christus, gaan uit op hierdie donderdag,
gaan verkondig God se woord. Onthou wat ek sê, in alles wat jy doen, moet jy God kan verheerlik, nie? Volg die Here. God bless.